Ons groet ook almal wat elektronies by ons erediens vanoggend aansluit. Mag dit vir elkeen van u en vir elkeen van ons hier teenwoordig 'n wonderlike ervaring wees van God se teenwoordigheid en sy seën. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor die troon gevul met mag, majesteit en heerlikheid kom ons vanoggend kniel om u te loof en te aanbid, om u te prys met jubeling en juigende harte, met vreugde, blydskap en dankbaarheid, omdat u ons verlosser en ons koning is. Ons kom aanbid u as die enigste ware, lewende God, wat alles so wonderbaarlik gemaak het. Here, as ons maar net dink aan elke boom, waarvan elke blaartjie so perfek gevorm is, elke plant, en elke blommetjie wat met die helderste kleure getooi en versier word, dan besef ons, Here, dat selfs ons beste pogings om mooi aan te trek, om mooi te lyk, eintlik maar afsteek teen u skepings krag en werk. Ons dank u, Here, dat u ons 'n klein bietjie minder gemaak het as hemelwesens, dat u ons met aansien en eer gekroon het, en dat u ons laat heers oor die werke van u hande. En in dieselfde asem moet ons bely, dat ons dit nie altyd doeltreffend en effektief doen nie. Dat ons die skepping se hulpbronne misbruik, dat ons alles besoedel, dat ons nie altyd effektiewe bestuur toepas nie. Dat ons met mekaar oorlog maak, dat ons alles verwoes en vernietig. Meeste van die tyd maar uit selfsugtige oorwegings. En daarom bely ons sonde vanoggend as gemeente saam, en het ons dit ook gedoen. En dank ons u vir skuldvergifnis, en vir die kosbare bloed van die lam aan die kruis, wat ons reinig van elke sonde. Dis ons gebed, Vader, dat u vandag weer op 'n spesiale manier met elkeen van ons sal praat. Dat u al die middele tot die beskikking sal gebruik om die boodskap by ons te laat tuiskom, en dat dit wat ons leer en hoor, ons sal help om ons lewe in volle oorgawe en opregte toewyding aan u te kan leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het ek vir Alwyn die Harlekin saam met my gebring. Hulle weet ons dat hy daar in die sirkus gewerk het as 'n nar of 'n harlekin. En dat hulle werk nou maar is om mense in die sirkusse te laat lag en so aan. So, goeiemôre Alwyn, hoe gaan dit? Goeiemôre julle almal, goeiemôre. Nee, want dit gaan met my baie goed, dankie. Ek is nog steeds droog. Ai, ek is so bly daaroor. Ja, ons is self baie dankbaar en bly daaroor dat jy nou al so lank jouself laat rehabiliteer het. Ja, nee, dis net met die Here se krag en genade, hoor. Mens kry dit nie uit jou eie en uit jouself uitreg nie. Nee, jy is heeltemal reg. Maar sê bietjie vir my, hoe het dinge skeef geloop in jou lewe dat jy 'n alkoholist geword het?
Jong, dis eintlik vriende wat my mislei het. Maar ek het by die rehabilitasiekliniek geleer, 'n mens mag nie jou vriende die skuld gee of blameer nie. Jy moet self verantwoordelikheid aanvaar, want jy is self die een wat gedrink het. Ja, jy is heeltemal reg, maar hoe het dit nou gebeur? Hulle het na die sirkusvertoning 'n groot sukses was gesê dat ek alwyn die Harlekyn saam met hulle 'n oud glasie moet kom klink. En die volgende keer het hulle gesê kom drink 'n doppie saam met ons, en die volgende keer kom ons drink 'n shooter of 2, en dan sê hulle elke keer vir my nog enetjie, en so het dit naderhand 'n groot storie geword en ek kon naderhand nie meer ophou nie. Ja, vriende kan 'n mens maak of breek, nee. O ja, inderdaad, maar 'n mens moet ook nie toelaat dat hulle jou verlei nie. Mens moet jou nie laat verlei nie. Ja, jy is heeltemal reg, en ek dink dis waaroor ons ook vanoggend gaan praat. So kom sit 'n bietjie hier agterna. Gaan ons daaroor ook gesels, onder andere oor die rol wat vriende in 'n mens se lewe speel en jou keuses wat jy kan uitoefen in die verband. Ons tema vir die jaar 2024 is eerbied vir die Here, en ons dink daaroor na wat eerbied alles beteken, en ons lees so deur die Bybel, deur al die skrifgedeeltes wat na eerbied verwys. En vanoggend gaan ons so 'n bietjie by die boek Spreuke stil staan. Ons het so 3 spreuke waarin die woord eerbied voorkom, en ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels en daaroor nadink. Die eerste is in Spreuke 13 vers 13. Daar staan: wie hom aan die woorde van die Here, wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra. Wie eerbied het vir sy gebooie, sal die goeie vrugte pluk. En dan Spreuke 14 vers 2, wie opreg lewe, dien die Here. Wie krompaaie loop, het nie eerbied vir die Here nie. En dan die derde spreuk is in hoofstuk 28 vers 7, en hier het ons nou met vriende te doen. 'n verstandige seun hou hom aan die wet van die Here. As die seun maats maak met mense wat vir niks eerbied het nie, bring hy skande oor sy vader. Ons gaan vanoggend 'n bietjie oor hierdie 3 spreuke nadink. Maar voordat ons daarby kom, moet ons net eers vir mekaar sê, wat is die spreuke? Wat beteken dit? Waar kom dit vandaan? Wat is die doel daarvan? En laat ons net so 'n bietjie dit eers goed verstaan, want 'n mens kan nie spreuke lees as jy nie eers dit begryp en besef nie. Ons moet besef dat spreuke wysheidsliteratuur is. Dit is tekste wat geskryf is om wysheid te leer. Dit is poëties geskryf, soos 'n gedig. Dis nie soos 'n storie of 'n verhaal wat begin by eendag lank gelede, en dan word daar verskillende rolspelers aan ons voorgestel, en daar's 'n sekere plot of 'n verloop, soos wat die verhaal oploop na 'n klimaks toe, en dan kom daar ontknoping, en dan is daar 'n slot in die verhaal. Nee, dis geskryf soos gedigte, so ons kan rym verwag en allerhande ander stylfigure wat eie is aan gedigte. Nou die gedigte wat ons in Spreuke aantref, is vol parallelismes. Nou dit klink verskriklik, maar dit beteken maar net dat 2 goed wat gelyk loop saam gesê word. Dis soos 'n spoorlyn wat ewe wyd aanhoudend aanhou loop. So daar word 2 stellings gemaak. Partykeer kan hierdie stellings dieselfde wees, dat dit dieselfde betekenis het, dan noem ons dit 'n sinonieme parallelisme. Maar dit kan ook 'n teenstelling bevat, dan kan dit 'n teenstellende of 'n antitetiese parallelisme wees, wanneer die 2 goed wat gesê word van mekaar verskil. Partykeer kry ons in die parallelismes ook 'n chiliastiese patroon. Nou dit kom van die Griekse letter Gia wat soos 'n X lyk. En dit beteken dat die eerste ding wat gesê word en die laaste ding wat gesê word dikwels dan dieselfde of die teenoorgestelde is, en dat die tweede en die derde ding wat gesê word
dikwels ook dieselfde is of die teenoorgestelde. So hulle vorm so 'n oorkruispatroon. En dit kry ons baie in die Spreuke. En in ander literatuur wat poëtiese of digterlike literatuur is in Hebreëus en in die Bybel. Soos in Job sal jy dit ook baie keer kry, ook in die Psalms sal jy dit baie keer aantref, dat hier dieselfde stylfiguur gebruik word. Nou hulle het dit baie meer gebruik as wat hulle rym gebruik. Ons gebruik baie keer rym in ons gedigte wanneer die woorde op die einde van die sin dieselfde klink. Hulle gebruik parallelismes as 'n stylfiguur. Ons sou kon sê dat Spreuke aanhalings is, of soos aanhalings is van beroemde mense. Jy skryf mos sulke boeke met aanhalings van beroemde mense, en dan kry jy baie keer dat wanneer 'n spreker opstaan en hy 'n toespraak moet lewer, dat hy een of ander beroemde mens of bekende mens aanhaal en sê hierdie persoon het dit of dat gesê, en dit verleen dan so 'n bietjie kleur aan sy toespraak. So dink byvoorbeeld aan 'n aanhaling van oud-president Nelson Mandela, of 'n mens nou van hom hou of nie van hom hou nie, dit wat hy hier gesê het, en hierdie aanhaling is eintlik baie waar. Hy sê, bitterheid is soos gif wat 'n mens drink in die hoop dat jou vyande daarvan sal sterf. So jy drink die gif, en jy hoop jou vyande gaan dood, en daai bitterheid vergiftig jou eintlik, en in die proses maak dit jou geestelik ook dood. So beroemde aanhalings van bekende mense, dit is so Spreuke. Soms is daar tussen die verskillende spreuke wat ons in Spreuke kry, 'n onderlinge verband, en het die eerste vers en die tweede vers en die derde vers iets met mekaar te doen. Maar baie keer, en ek wil amper sê meeste van die tyd, is dit nie die geval nie. En daarom kan 'n mens nie regtig Spreuke lees, hoofstuk 1, al die verse, hoofstuk 2, al die verse, asof dit deel van dieselfde verhaal of storie is. Jy moet eintlik elke spreuk afsonderlik gaan lees. Dis anders as 'n verhalende boek, soos byvoorbeeld Handelinge in die Nuwe Testament, wat 'n verhaal wil vertel van die uitbreiding van die koninkryk van God na Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Spreuke wil elkeen eintlik afsonderlik en op sy eie 'n funksie vervul, soos 'n aanhaling van 'n bekende of 'n beroemde persoon. Spreuke se doel is om opvoeding te verskaf aan kinders, en daarom sal 'n mens baie keer in Spreuke ook lees, my seun. Dis die aanspreekvorm wat jy baie keer daar teekom. Soos koning Salomo sy kinders wil leer, sy seun nader roep wat die toekomstige koning gaan wees, dan wil hy vir hom opvoed, en hy wil vir hom leer wat is reg en wat is verkeerd, en hoe tree mens met wysheid op. Dit is wat Spreuke wil doen. Dis opvoedingsliteratuur. En dan sien ons in Spreuke dat wysheid is om te weet wanneer om wat te doen of te sê, of wanneer om wat nie te doen of te sê. Dis om te kan onderskei, wanneer is dit die regte tyd om nou dit te sê, of dat te sê, en wanneer is dit die regte tyd om hierdie ding te doen, of daardie ding te doen, of nie te doen. Dis wysheid. Dis om die regte tyd, die regte ding te sê, of te doen. En dan word wysheid voorgehou in hierdie boek van Spreuke as die allerhoogste nastrewenswaardige ideaal. Dit is die kosbare skat, my seun, waarna jy moet streef en waarna jy moet soek en wat jy moet bekom en wat jy moet verkry. Jy moet wegbly van dwaasheid af, want dit beteken absoluut niks en dit gaan jou net in die skande laat beland. Maar as jy wysheid nastreef en as jy wysheid bekom, dan is jy op die regte spoor. Soms word wysheid ook as 'n vrou voorgestel, 'n vrou wat roep op die straathoeke en uitnooi en sê, kom laat ek julle wysheid kom leer. So, dis die allerhoogste ideaal, die nastrewenswaardige doel in die lewe. En as ons vra na wat is die kern van die wysheid, waaroor gaan die hele boek Spreuke, wat is die hoofdoel wat dit wil bereik, dan is dit om die Here met eerbied te dien
en om gehoorsaam te wees aan sy gebooie. As jy dit doen, dan het jy, dan is jou optrede deur wysheid gekenmerk. En daar's 'n groot verskil tussen slimheid en wysheid. 'n Slim kind kan byvoorbeeld 100% kry vir sy wiskunde, maar as jy te sê hy beskik oor wysheid. 'n Wyse kind sal kan ja sê vir die regte dinge as dit kom by goed om te doen en nee kan sê vir die verkeerde dinge. Dit is wysheid. En dit het niks te doen met ouderdom nie, dit het niks te doen met jou IQ nie, met jou hoeveelheid punte wat jy op jou rapport kry nie. Dit is om die regte dinge op die regte tyd te kan doen en te kan sê. Dan kyk ons nou na hierdie 3 spreuke. Die eerste is hoofstuk 13 vers 3 en ons sien dat dit 'n antitetiese parallelisme is. Met ander woorde, dis 'n teenstellende parallelisme. Daar word 2 goed gesê wat teenoor mekaar staan. Aan die een kant word daar gesê, as jy jou nie steur aan God se woorde nie, dan beteken dit jy het nie eerbied vir God se gebooie. So hierdie goed word so teenoor mekaar gestel. As jy eerbied vir God het, dan sal jy jou steur, met ander woorde, aan God se gebooie. En die teenoorgestelde, as jy jou nie aan God se woorde steur nie, het jy nie vir God eerbied nie. Mense wat hulle nie aan God se woorde steur nie, sal nadelige en slegte gevolge beleef. Dit word baie duidelik gesê en ook uitgespel, nie net hier in Spreuke nie, maar ook in die res van die Bybel. Ons kry dit baie by die profete, hoe dit die profete vir die volk sê, as julle tot bekering kom, dan sal die Here julle genadig wees, sal dit met julle goed gaan. Maar as julle aanhou om julle afgode te dien, dan gaan die Here julle straf. Dan gaan julle in ballingskap weggevoer word. Dit kry ons hier dan ook in Spreuke. Mense aan die ander kant wat eerbied vir die gebooie van die Here het, hulle sal voordelige en goeie gevolge beleef. As 'n mens gehoorsaam is aan die Here en jy doen wat hy van jou verlang, wanneer hy dit van jou verlang, dan beleef jy dat jy leef in die ruimte van God se seën. Dan beleef jy hoe dat God jou vashou, hoe dat hy jou beskerm, hoe dat hy jou bewaar, hoe dat hy jou voorspoedig maak in dit wat jy aanpak. Maar as jy nie vir hom eerbied het nie, en as jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie nie, dan beleef jy die een mislukking op die ander mislukking. Die een teleurstelling op die ander. Dan gaan dit met jou net sleg. Die tweede spreek wat ons gelees het, is hoofstuk 14 vers 2, en daar sien ons 'n kombinasie van aan die een kant 'n teenstellende parallelisme en aan die ander kant 'n sinonieme parallelisme. So twee goed word gesê wat teenoor mekaar staan en twee goed word gesê wat dieselfde betekenis het en met mekaar in verband staan. So aan die een kant word opreg lewe genoem wat staan teenoor krompaaie loop. So as jy opreg lewe, dan sal jy nie krompaaie loop nie. Nou krompaaie loop beteken nou nie iets wat 'n mens moet letterlik opneem, dat jy nou nie op 'n reguit snelweg moet ry soos die pad daar van Verliers af Harry Smit toe, wat net aanhou, net so lang reguit pad nie. Nee, dit beteken jy moet daai pad ry, maar jy mag nie ander paaie ry wat daar teen die berge opkronkel nie. Dit is nie letterlik bedoel. Kronkelpaaie en krompaaie loop beteken dat jy die verkeerde besluite neem. Dat jy in plaas daarvan om gehoorsaam te wees aan God se wil, eerder kies om ongehoorsaam te wees en eerder leuns te vertel of egbreek te pleeg of moord te pleeg of te steel of om jou ouers nie te eer en te respekteer nie. Dit is krompaaie loop. Dis om die verkeerde goed te doen. As jy opreg lewe, dan is dit die teenoorgestelde daarvan. Om die Here te dien word gelykgestel daaraan as om eerbied vir die Here te hê. Dis die twee sinonieme van mekaar. So as jy wil weet wat dit beteken om eerbied vir die Here te hê, dan beteken dit jy moet die Here dien. Want die twee goed beteken presies dieselfde. Hoe meer jy die Here dien, hoe groter word jou eerbied vir die Here. En omdat jy eerbied vir die Here het, daarom dien jy hom, daarom gehoorsaam jy hom. Mense wat dus die Here met eerbied dien, sal met integriteit
eerlik en opreg lewe en nie krompaaie loop, nie sonde doen nie. Nou die woord integriteit beteken dat jy altyd die waarheid praat. Dat jy nooit oneerlik is nie, dat jy nooit jok of lieg nie. Dat jy altyd doen wat die regte ding is om te doen, sonder om korrup te wees in dit wat jy doen, sonder om te bedrieg, of om te steel, of om iemand 'n rad voor die oë te probeer draai, of met 'n masker te probeer voorgee om iets te wees wat jy nie is. Integriteit is die hoogste vorm van eerlikheid. En ons weet dat ons God ook waarheid is, en die waarheid liefhet, terwyl ons vyand, die duiwel, word die vader van die leuen genoem. So as jy sonder integriteit lewe, bedrog en korrupsie en belieg en bedrieg en beroof en besteel oral waar jy gaan, dan is jy eerder die duiwel se volgeling as wat jy Christus se volgeling is, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dan nou die laaste spreek wat ons gelees het vanoggend, 28 vers 7, dis 'n spreuk wat 'n verskuilde boodskap bevat. En wanneer 'n mens die konsep verstaan van 'n parallelisme, van twee goed wat oorgesê word of wat herhaal word, waarvan die eerste en die tweede dalk met mekaar kan ooreenstem, of die eerste en die vierde, en die tweede en die derde, dan help dit jou om daardie verskuilde boodskap ook te kan raaksien, om dit te kan vind. Nou kom ons kyk of ons dit kan agterkom uit hierdie gedeelte uit. Wat is die verskuilde boodskap? 'n Seun wat gehoorsaam is aan die wet van die Here, is verstandig en wys. So as jy nie gehoorsaam is aan die wet van die Here nie, dan is jy 'n dwaas. Dan is jy onverstandig. Dan is jy eintlik nie so slim soos wat jy dalk dink jy is. Maar as jy gehoorsaam is aan God se wet, dan is jy verstandig en wys. 'n Seun wat verkeerde vriende het, wat vir niks eerbied het nie, bring skande oor sy pa. Nou is daar 'n verskuilde boodskap, want jy moet nou vra, wat is daardie niks waarvan hy hier praat? Wat is dit waarvoor verkeerde vriende nie eerbied het? En as jy dan nou die res van die Spreukeboek wat ons nou vanoggend gelees het in gedagte hou, dan behoort jy te kan weet wat daardie niks is. So, wat is verskuil? Aan die een kant die betekenis en die inhoud van daardie niks, wat nie genoem word nie, maar wat veronderstel word, wat verskuil is. Daardie niks is God en sy gebooie. Want ons het mos nou by die ander spreuke ook gelees, as jy eerbied het vir God, dan is jy gehoorsaam aan hom en aan sy gebooie. Dis 'n kenmerk van verkeerde vriende, dat hulle nie gehoorsaam is aan God en sy gebooie nie. Dat hulle jou wil verlei om saam met hulle op die verkeerde krompaaie te loop, om sonde te doen, om ongehoorsaam te wees aan die Here. Dis hulle wat vir jou sal sê, ag maar niemand sal dit weet. Ons sal op hierdie manier lieg om uit hierdie storie uit te kom. En as jy hulle volg, dan kom jy baie gou agter, hulle het nie eerbied vir die Here nie. Want as hulle eerbied vir hom gehad het, sou hulle nie hierdie verkeerde goed gedoen het en die krompaaie geloop het. Maar daar's nog 'n verskuilde betekenis. 'n Verstandige seun maak sy pa trots. Hoekom is dit 'n verskuilde betekenis? Want dit staan teenoor dit wat hier staan, dat 'n seun wat onverstandig is, omdat hy met verkeerde vriende maats is, bring skande oor sy pa. En as jy vir jouself vra, wat is die teenoorgestelde daarvan, dan kom dit daarop neer, 'n verstandige seun wat eerbied het vir die Here, gehoorsaam is aan die gebooie van die Here, dis 'n seun op wie sy pa trots kan wees. So werk Spreuke. So wat is die boodskap vir ons vanoggend? Swaar kry en lyding het dikwels aantoonbare oorsake.
Meeste van die tyd is dit 'n gebrek aan selfbeheersing en impulsiewe verkeerde besluite. Ons het nou gehoor, as jy die Here se gebooie gehoorsaam en as jy eerbied vir die Here het, dan gaan jy voorspoed beleef. Dan gaan jy in die seën van die Here se leef en gaan dit met jou goed gaan. Maar as jy dit nie doen nie, en jy die krompaaie loop, sonde doen, dan gaan dit met jou sleg gaan. En daarom kan 'n mens sê dat swaar kry en lyding dikwels 'n aantoonbare oorsaak het. Meeste van die tyd is dit 'n gebrek aan selfbeheersing. Wanneer mense uit 'n gebrek aan eerbied vir die Here, hulle eie koppe gevolg het en 'n onwyse besluit geneem het en die verkeerde ding gaan doen het. Daardie besluite is dikwels impulsiewe besluite. Want as jy eers voor die tyd gedink het oor daardie besluit en daardie besluit opgeweeg het en gekyk het, stem dit ooreen met God se wil vir my lewe, dan sou jy dit nie gedoen het nie. So jy beland baie keer in Tematiesstraat. Jy beland dikwels onder die lyding en die swaar kry wat die gevolge wat sonde inhou in jou lewe vir jou bring. Nou, ek het die woord dikwels doelbewus gebruik, want nie alle lyding en alle swaar kry het altyd 'n maklik aantoonbare oorsaak. Somtyds wel, meeste van die tyd, maar nie altyd. Partykeer is lyding en swaar kry daar as gevolg van sonde in die algemeen en nie noodwendig 'n spesifieke sonde. En dis waaroor die boek Job worstel. Want Job se vriende werk met Spreuke se paradigma in hulle agterkop. As jy goed doen, dan sal jy geseën word. As jy sleg doen, sal jy gestraf word. Job sê, maar ek het goed gedoen. En tog beleef ek lyding en swaar kry. Daar was 'n ander rede, 'n ander doel met Job se lyding en swaar kry. En daarom staan daar dikwels en nie altyd nie. Gehoorsaamheid moet gebore word uit eerbied vir die Here. En dit moet gevoed word deur dankbaarheid. So om gehoorsaam aan die Here te wees en op die regte paaie te loop, wat gelyk is aan om die Here te dien met eerbied, dit word gebore uit eerbied vir die Here. As 'n mens regtig eerbied het vir God, kan jy nie anders as om aan hom gehoorsaam te wees. En as jy aan hom ongehoorsaam is, dan is dit eintlik 'n teken dat jy 'n gebrek het aan eerbied vir hom. So wanneer jy besef wie God is, wat hy alles in jou lewe doen en vir jou beteken, dan groei gehoorsaamheid hier binne in jou. En as jy daai gehoorsaamheid wil nog meer laat groei, moet jy dit kos gee. Die manier waarop dit gevoed word, is deur dankbaarheid. Dus ek besef, ek is 'n kind van God, nie omdat ek dit verdien nie. Hy het my sondes vergewe, nie omdat ek oulik is nie. Maar hy het gedoen uit genade, omdat hy my lief het. En ek daaroor opreg dankbaar is. Hoe meer ek daarvoor dankbaar is, en hoe meer ek vir die Here wil dankie sê, soos wat ons vanoggend in daai lied ook gesing het. Hoe meer ek vir hom wil dankie sê, hoe meer groei ek in my gehoorsaamheid. My dankbaarheid voed my gehoorsaamheid. My eerbied vir die Here skenk geboorte aan my gehoorsaamheid. Integriteit is ononderhandelbaar. God se kinders moet oor integriteit beskik. Ons moet eerlik wees. Ons kan nie vir mekaar so open lieg nie. Ons kan nie oneerlik wees met mekaar. As jy iets vir iemand moet wegsteek, of dit in die geheim moet doen, dan kan jy mos maar weet, dis besig om sonde te word en te wees. Mense wat byvoorbeeld drank misbruik, steek altyd hulle botteltjies iewers weg. Ergens het hulle wegsteekplekkie, hulle drink skelm.
Want as hulle drink, wanneer hulle vrou hulle sien drink, dan kry hulle raas. Nie altyd raas kry nie, so nou drink hulle skelm. Dis nou maar net 'n voorbeeld. Maar dis presies hoe sonde werk in alle opsigte. As jy iets vir jou vrou of vir jou man wegsteek, en jy nie die waarheid praat nie, dan is jy besig met verkeerde goed. Dan is daar nie eerbied vir die Here nie. Dan dien jy hom nie met integriteit nie. Integriteit is ononderhandelbaar. Ons moet altyd en alles eerlik wees. Wanneer ons vriende kies, moet ons altyd vriende soek wat ook eerbied het vir God en sy gebod. Maats, dis die goue reël. As daar iemand is wat jou maatjie wil wees, maar hulle het nie eerbied vir die Here nie. Hulle het nie respek vir God nie. Hulle is nie aan hom gehoorsaam nie. Moet dan nie eens probeer om 'n maatjie vir hom te wees. Want daai maatjie gaan jou net teleurstel. Daai maatjie gaan net maak dat jy in die moeilikheid beland. Wees jy liewer 'n goeie vriend, omdat jy eerbied vir die Here het, vir jou maats, en bid vir hulle en help hulle om dieselfde te doen. Maar as jou maats nie eerbied vir die Here het, kryg jy nuwe vriende. Kinders kan hulle ouers baie trots maak, wanneer hulle eerbied vir die Here het en met wysheid optree. Maar hulle kan ook hulle ouers baie hartseer maak. Ek weet van baie ouers wat baie dankbaar is vir hulle kinders. Vir al hulle prestasies, vir hulle optrede, vir hulle lewenswyse. Hulle kan nie vir die Here genoeg dankie sê daarvoor nie, en dis wonderlik. Ek is baie dankbaar saam met hulle daaroor. Maar daar is ongelukkig ook kinders wat net eenvoudig nie eerbied het vir God nie, nie vir sy gebod nie, ook nie vir hulle ouers nie, nie vir gesag of vir reëls nie. En hulle maak hulle ouers baie hartseer. Hulle ouers bid hulle knieë deur vir hulle kinders. Sommige van hulle draai wel om, kom weer terug op die regte pad, maar daar's ander wat net nie ore het nie. Baie trane, baie hartseer as gevolg daarvan. En dit bring ons by ons hemelse Vader, wat ook oor ons voel, soos wat ons dikwels oor ons kinders voel, en selfs nog soveel meer. Hy wil ook graag trots wees op ons. Hy wil nie hê dat ons hom in die skande moet steek nie. En daarom moet dit vir ons die hoogste prioriteit wees, een van die hoogste prioriteite, om ons hemelse Vader trots te maak op ons. Op wie ons is, en op wat ons doen, omdat ons eerbied vir hom het. Hy word ook hartseer, wanneer ons sonde doen en krompaaie loop. Gaan lees maar daar in die profeet Jeremia, ons is juist met Jeremia in die aanddienste besig, hoe dat God daar sê, hoe hy huil oor sy volk, oor hulle verlore gaan in hulle sonde, hoe hy diep bedroef is daaroor. Kom ons maak God sy hart bly, kom ons gee vir hom 'n rede om te glimlag, om opgewonde te wees oor ons, om trots te wees op ons, omdat ons werklik eerbied vir hom het, omdat ons met integriteit optree, en met wysheid, omdat ons aan hom gehoorsaam is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, die woord is eintlik so eenvoudig, so maklik dat selfs 'n kind dit kan verstaan. Here, en hierdie wysheid wat ons vanoggend weer aan herinner is ook eintlik maar so duidelik soos daglig.
En tog maak ons die lewe vir onsself meeste van die tyd so ingewikkeld en so moeilik, net omdat ons nie wil luister nie. Net omdat ons nie eerbied het nie, net omdat ons dikwels ook vir ons vriende bymekaar maak wat nie vir die eerbied het nie, en omdat ons self toelaat om deur hulle mislei en verlei te word. Here, so dikwels beleef ons swaar kry en lyding juis as gevolg van hierdie onwysheid en ongehoorsaamheid. As gevolg van hierdie gebrek aan selfbeheersing. Here, wees ons asseblief genadig. Gee dat ons lewe so sal leef, dat ons U hart sal bly maak oor ons, dat U sal kan trots voel op ons, en dat ons U dien met eerbied, gehoorsaamheid en integriteit. Vader, ek bid vir ons gemeente, al die werksaamhede en aksies waarmee ons besig is, al die projekte wat ons aanpak. U weet dat daar groot en belangrike en moeilike besluite is wat geneem moet word. Ons weet dat ons alleen daardie besluite kan neem wanneer U vir ons die wysheid gee. Daarom pleit ons ook daarvoor. Ons bid vir almal wat siek is, vir almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het, of familie of vriende het wat siek is, oor wie hulle besorgd is. Ons vra dat U die trane sal afdroog, dat U die sal wees, en die trooster. Ons bid ook vir almal wat swaar kry en wat lyding verduur, somtyds deur hulle eie toedoen, maar somtyds ook as gevolg van omstandighede. Ons weet dat daar 'n plan en doel met alles in die lewe is. En dankie dat ons lewens in U hande kan oorgee en die wete dat ons veilig is in U hand en dat niemand ons uit U hand kan ruk nie. Ons loof, prys en dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jy het nou die geleentheid om vir die Here dankie te sê met die dankoffers.